verhouding is. Nou in die lewe van Jesus is daar baie stories en in hierdie storie wat ons vandag na gaan kyk, is daar geen engele betrokke nie. Daar's geen groot wonderwerke betrokke nie. En daar is geen profete betrokke nie en so kan ons nou aangaan oor wat nie betrokke is nie. Maar ons kan so maklik mis dat Jesus ons besig is om te leer. Wat hy eintlik vir ons wys in hierdie storie. Baie bekend. En dit is in Lukas 10 vers 38 tot 42. En ek gaan dit lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Die opskrif by die Nuwe Lewende Vertaling is Maria se prioriteite reg. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Maar haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. En sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oorbesorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Nou, in hierdie storie is daar 'n paar persone. Ons sien vir Jesus wat daar is met sy disippels. En dan sien ons vir Martha, ons sien vir Maria. Ons sien dat dit Martha se huis is hierdie, so dit lyk vir my asof Martha een van die mense was wat 'n go-getter was. Martha was die een wat besig was. Martha was die mover en die shaker gewees in hierdie storie. Martha is die persoon wat she get things done. Lyk vir my, as jy ooit iets gedoen wil hê, dan vra jy vir Martha. Martha is besig. En dan sien ons vir Maria. Maria is ook dieselfde Maria, wat onthou jy daai dierolie op Jesus se voete uitgegooi het en met haar hare afgedroog het. Dit is hierdie selfde Maria. Maria was nie meer tipe van gerelaxed gewees. Sy het hierdie een begeerte gehad. En dit is om in Jesus se teenwoordigheid te wees. Om by hom te wees. Om by hom te sit. Om te hoor wat hy vir hulle leer. Maar Martha is bekommerd oor hierdie groot ete wat sy besig was om voor te berei. Nou in die 83 vertaling staan daar dat maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Alhoewel die woord bekommerd in die Nuwe Lewende Vertaling is meer korrek aan die regte vertaling. Martha was bekommerd gewees oor hierdie groot ete wat sy besig is om reg te maak. Nou, dis nie verkeerd om iets te doen nie. Ek dink daarmee sal julle saam met my stem. En veral nie as jy iets goeds doen nie. Dis mos nie verkeerd om iets goeds te doen nie. Dis nie verkeerd om 'n ete voor te berei nie. Ek is lief vir mense wat etes voorberei. Ek beweeg naby aan mense wat etes voorberei. Marianne is my beste vriendin. Marianne is nie meer vandag sy kind nie, maar hoor julle, ek en sy is chommies. Ek sê nie vir haar tannie nie. Ek sê vir baie van haar ouderdom tannie, né? Want sy is al baie ouder as ek. Nog heelwat. Marianne. Ek en Marianne, want Marianne, ja, julle. Ek noem my pastei. Noem my kaaskoek. Dis daar. So dit is goed om dinge te doen. Dis regtig, dis nie verkeerd nie. Maar kom ek sê vir julle wanneer raak dit moeilik? Wanneer ek jou begin bekommerd maak. Dan is dit nie meer goed. Nou jy kan op twee maniere kan jy dien. Jy kan of dien met blydskap. Wat is daai liedjies wat ons altyd dis lekker om die Here te dien.
Ja, dit is lekker om die Here te dien. Dis albei gaan. Dit is lekker om die Here te dien. Maar dit is lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. En dan net as jy dink, ding. Dan is daar weer iemand. Wat is so lekker om die Here te dien? Dan gaan ons weer. Dit is so lekker om die Here te dien. Kyk, jy sing dit totdat dit vir jou lekker lyk. En ons het 'n pastoor gehad, hy het gesê, ons gaan dit nou sing totdat dit begin lekker word ook. Ek het gedink ons gaan mooi nou netjie op sing. Ons het gesing en gesing en gesing. Maar ek dink hier na 'n uur het dit lekker begin. So jy kan of dien met blydskap, of jy kan dien met frustrasie. Vir my 'n frustrasie, vir my 'n irritasie. Amper soos wat Martha gevoel het, ek dien, maar ek is bekommerd terwyl ek besig is om te dien. Nou, moenie vir iemand kyk nie, moet ook nie jou hand opsteek nie, jy ook 'n Martha in jou lewe. Hulle vertel altyd vir jou hoe hard hulle werk, hoe besig hulle is. Kyk, hulle kan die hele tyd, hulle kan vir ons is besig, ons werk hard, en vir alles het hulle nog kom in 'n godsdienstige gesprek, is party mense so besig, dis amper lustig vir hulle te sê, kan hulle net van daai wolkie afklim, dat ons gou kan werk, want hulle is besig, is belangrike dinge, is goeie dinge, en ons is en dan voel ek vir jy doen niks, maar ja, moet vir hulle sê, dit is hoe jy voel nie, want jy kan jouself dalk in die voet skiet, wat jy nie wil doen nie. So as jy 'n Martha het in jou lewe, vergewe hulle, wees lief vir hulle, dis hulle manier, hulle hou daarvan, hulle is besig en hulle gaan sê dit vir jou. So daarom praat ons vandag oor bly gefokus en waarteen afleidings. So Martha kom toe na Jesus toe en sy sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen? Lyk dit nie vir onregverdig nie? Martha praat nie hier met een van die disippels nie, sy praat met Jesus. Lyk dit nie onregverdig nie? Ek doen al die werk. Ek is besig om alles te doen. Ek is besig om my eintlik so te bekommer oor alles wat ek moet doen, maar hier sit ek lekker hier by u voete. En ek dink dit werk nie so nie. Dit is my heeltemal onregverdig. Julle, ons aandag word so maklik afgelei van dit waarmee ons besig is. Julle al agtergekom hoe aandag afleibaar is ons eintlik? Jy's besig met iets. Dalk is jy besig met iets goeds. Maar net so vinnig, dan word jou aandag afgetrek. Want ons wil hê dinge moet gebeur. Dinge kan nie stil staan nie. Die lewe gaan aan, die lewe gebeur. Ons is haastig, ons is besig, ons is bedrywig, soos Martha. En om baie keer het ons hierdie gevoel, en dan kry julle ook elke Sondag aand kry ek daai gevoel, van môre af. As julle nou ooit 'n goeie pappa wil sien, dis ek. Ek gaan opstaan, vroeg, gaan ontbyt maak, met percolator aansit, gaan koffie maal, ek gaan die worship musiek aansit, daar gaan net, absoluut, dan gaan my seentjies na my toe kom, papa, en dan gaan ek sê, kom sit hier by papa. Ons gaan nou aantrek vir skool, kom eet eers die kos. Ek sien daai prentjie elke Sondag. Weet jy hoe lyk maandagoggend? Ja, kom. Ek gaan dis dit. Hallo, sorry ek het nog nie reply nie. Ek gaan nou reply. Ag, daar het ek weer gegaan nie. Wat gaan aan met die syne? Hallo, kan ek nou bel? Hoe laat is die Zoom meeting? Maar ek het nie dit gekry nie. Is dit die e-mail?
Okay, dit is reg. Ek gaan nou. Go, kyk net gou asseblief na die kinders. Ek moet net gaan vinnig die e-mail stuur. Hallo, jy is Johnny. Nee, maar kan ek net nou gaan teruggaan? Ek is net besig, want weet jy wat, hier kom nou nog 'n oproep en terwyl ek nou met jou praat, is dit nie snaaks so dit werk nie. Ek moet later, dankie dat ek al daai. Hallo. Ja nee, dit is reg, 10:00. Ons kan 10:00 die Zoom meeting hou, dit is 100%. Kom julle gaan laat wees. Wat sê? Dit is gebeur. Sondag aand. Vanmôre af. Beter papa. Ons word gedistreik. Want daar's wondering. As dinge wat jy dink is so belangrik. Dinge wat jy voel hierdie is die belangrikste wat nou kan gebeur. Weet jy wat is belangrik? Kom een Dinsdag saam met my ouer te huis toe. Nou net oor daaroor gepraat. Die span wat saam met my is sal weet. Kom saam met my ouer te huis toe. Amanda en Elizabeth Valerie. Saam met my daar sal weet. En kyk, ek dink jy het van vir hulle plan, nog 'n e-mail, nog 'n WhatsApp, en sê, nou kind daar, relax. Kom dan nie sê vir jou wat maak saam, kom sê vir jou wat maak saam. Goed. Of ek moet soveel meer tyd aan my gesondheid spandeer. Weet jy wat, ek gaan begin kyk na my gesondheid. Van môre af, van môre af, myne is in die 1 November, sal dit begin. Soos vandag nou is by die 3de, kan dalk nog inhaal. Van die 1 November af, geen meer A, B, C en D. Ek gaan begin. Julle gaan my sien op die wedstryd. Julle gaan super trots wees. Julle gaan sê, ons wil dit. Maar weet julle, word ek gedistrek, want dan stap ek in en sien ek, ja, wat is die moesas is daai? Waar? Mooi. 12 frank. Ja, geef vir my af asseblief. En dan kom ek in die kar. En dan vat ek die 4 huis toe. Dan sê ek, ek het vir ons samosas gekry, ons moet altyd eet. En dan so later vanaand, dan sê sy, ek het nog nie gedink aan kos nie, en sê, ja, ek is ook so vol van my samosa. Dan sê sy, raar, dan sê ek, ja, ek het net so vol gemaakt. Want ek het op 8 geëet. En dan drink jy gaan saam met iemand koffie, en dan sê hulle, wil jy iets eet? Nee, dankie, net swart koffie vir my, asseblief. Swart koffie, ja, eers. Dis want hierdie plek se kaaskoek is rarig. Dis die beste. Rarig. Ja, die lewe moes nou maar net een keer. Ja, gee maar 'n ou kaaskoek. Ek gebruik sommer maar die melk en suiker op vir my koffie. Want ons word net gedistrek. En so kan ons aangaan. Probeer vir julle vertel hoe vinnig ons gedistrek raak. Nog net hierdie een burger, nog net hierdie een chocolate, nog net hierdie een special, maar dan van môre af is dit verby. Môre is al weer 'n chocolate, dan sal weer 'n special, dan sal weer 'n koffie drink. Ons is net gedistrek. Ons verloor vinnig fokus. So as dit jy is en jy verloor vinnig fokus, dan is jy vandag op die regte plek. Die beste plek waar jy vandag kan wees, en mag die Heilige Gees ons help, dat ons vandag weer begin fokus. Want ons is nou weer in daai tydperk van die jaar waar ek dink ons moet nou 'n bietjie gou en weer fokus. Ek wil vir julle sê, moenie toelaat, as jy dit wil neerskryf, moenie toelaat dat goeie dinge jou aandag van die belangrikste dinge aftrek. Moenie toelaat dat goeie dinge jou aandag aftrek van die belangrikste dinge. Ek gaan dit nog een keer sê, moenie dat goeie dinge jou aandag aftrek van die belangrikste dinge. Ek sê nie slegte dinge nie, daar's goeie dinge.
Moenie dat daai goeie dinge jou aandag aftrek van die belangrikste ding nie. Ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel. Ons ry eendag ek gaan hom dalk net so 'n bietjie opblaas. Ons ry eendag om sightseeing te doen, ons. Saam met my ander swaar Esmerie se broer goed. Ons gaan sightseeing doen. Ons gaan die plekke verken, want ek ken iemand wat hier groot geword het. Hy gaan ons die plekke wys, hè. Ons is opgewonde. Ons is in die bakkies. Ons lyk soos hierdie voetspore. Die gat ons, man. Ons is gereed. Noem dit. Ons ry teen die see af. As jy die venster oopmaak en jou arm is lank genoeg, dan skep jy die seewater. En ons ry. Ons is gevolbaai vol, ons is gereed. Ons stop by die mooiste, beste plek waar jy kan stop. Man, te mooi. Die beste plek met die beste view. Beter kan jy nie kry nie. Ons pak af. Stoele, hout, roosters. Ek ruik aan die bos. Die liggie wat so waai. Daai see liggie. Geen mens rondom jou. Ons almal staan verwonder. Ja, pragtig. Die kinders hardloop, hulle is happy. En ons het die vaste bands. Want toe jy hom daar oopmaak, toe ruik jy nog die band. 'n Vars band met gebraaide wors langs die see. Op daai stadium is ek al redelik honger en weet jy wat, ons pakkie hout, pak ons mooi en ons sit sommer die hele pakkie blits in, want ons wil vinnig kool hê, want ons wil braai en alles is mooi. En die wors is gepak. Goed. Nou wie de leider? Leider. Nee, so weer leider. Ek het verseker, jy nie. Het een van jou werkers nie een in die bakkie gelos nie. Jy begin irrasioneel dink. Het een van jou werkers se leider nie uitgeval uit sy sak. Kom ons kyk om in die sitplek. Kom ons voel. Kom ons maak die kabels. Kan jy glo ek maak my kabel oop om te kyk of waar nie raak. En ek haal alles uit. Te kyk, is dat ek maak hierdie in die middel, die konsol maak ek haal alles daar uit. Dis daar nie 'n lighter. Hoekom het ek nie 'n lighter nie? Ek kyk weer in die kabel of waar nie 'n lighter is. En dieselfde met my swaar. Weet julle wat? Ek sê, ek maak dit nou so 'n bietjie groot. Ek wil vir julle sê, dit was amper so. Ons het alles gevind. Maar ons het die belangrikste gevind. Ons het die belangrikste vergeet. En sien groot. Boksie vir routjies, vir laaier. So die belangrikste ding het ons vergeet. Maria het aan die Here se voete gesit en sy het geluister na wat hy hulle leer. En Martha kom toe. En Martha sê vir Jesus, sy moet kom help. Sê vir haar, sy moet kom help. Kan jy dit glo? Dis wat Martha sê. Jesus, lyk dit nie vir jou onregverdig hierdie hele storie wat daaroor gaan nie. Sê vir haar, sy moet kom help. Nou jy weet wanneer jy gefrustreerd is. Wanneer jy vir Jesus sê wat hy moet doen. Kan jy dit dink? Ons mis dit soms wat sy hier sê. Sy sê vir Jesus wat hy moet doen. Baie keer as ek dink ons is so arrogant. Ons gaan vir Jesus sê wat hy moet doen. Jesus, jy moet nou die volgende doen. Ek bid dat jy vir my sal help dat ek 'n nuwe kar kan kry. Ek het daar gesien, daar's 3 advertensies. Die een is daarso by WeBuy Cars daar en die ander een is by daai plek en die ander een is by daai plek. Ek sou graag die rooi wil hê, maar as jy daai wit een vir my gee, dan is ek weer as happy.
So as jy my kan help dat ek môreoggend deurkom wanneer ek die ou bel. So Jesus, dis wat moet gebeur. Ek sê net vir u wat dink ek wat moet gebeur. Help my. Een ding weet ons vanmôre, intimiteit is belangriker as aktiwiteit. Om intiem te wees saam met Jesus, om in daai diepe verhouding te wees met hom, is baie belangriker as enige aktiwiteit. Jy kan vir my sê, jy het met 5 potte sop rondgery. Dis goed. Intimiteit is belangriker as aktiwiteit. Aktiwiteite is belangrik, ja. Maar as aktiwiteite net vanuit 'n plek van intimiteit afkom nie, dan word dit net godsdienst en dan word dit net nog 'n ritueel. Aktiwiteite ontstaan van intimiteit. Tyd spandeer saam met Jesus. En daaruit beweeg ek en daaruit doen ek. In plaas daarvan om te doen sonder om daai plek te soek. So hierdie gaan dalk vir jou 'n skok wees en dalk is hier iemand wat vanmôre sê, Walters, ek dink dalk is ek daai persoon. Jy kan baie dinge doen vir die Here sonder om 'n verhouding te hê met die Here. Daar's baie dinge wat jy vir die Here kan doen. Daar's baie goeie dinge wat jy kan doen vir hom. Maar jy kan baie goeie dinge doen sonder om 'n verhouding te hê met die Here. Amen. En dis 'n gevaarlike plek. Julle moes dit al gehoor het, waar hulle gesê het, I'm so busy with the things of God, that I forget about God. Dis hoe besig. Ek doen goeie dinge, ek doen die regte dinge. Ek besoek, ek bel, ek kry aan, ek help, ek appa, ek stoot, ek doen alles. Praat nie nou net ek, ons. Ja, en dan is daar die belangrikste, wat ons soms vergeet. Ek wil vanmôre vir jou sê, maak tyd. Maak tyd, al gaan mense woedend wees. Jy moes nou al daar gedoen, jy moes nou dit gedoen. Ek maak tyd. Ek sit nou by Jesus se voete. Raak rustig. Ek dink is baie impressive as jy so op afgaan. En as jy move and shake, ek dink, wow, dis amazing. Maar Jesus dink in dieselfde. Jesus sê, daai een wat by my voete sit. Spandeer tyd saam met hom. Want hoor wat antwoord Jesus vir Martha, vers 42. Hy sê, daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, dit is goed as jy besorgd is. En Jesus sê self, daar is net een ding waaroor jy besorgd moet wees. So, kom ons sê vanmôre vir mekaar, jy moet besorgd wees. Dis goed as jy besorgd is. Ek wil altyd daai woord vervang met bekommer. Ja, dat is iets waar jy moet bekommer. As iets waar jy dalk attent moet. En dan sê Jesus, Maria het dit ontdek. Sy het dit gevind. En ek gaan dit nie van haar wegneem. Sy die belangrikste ding het sy gevind. En ek weet Jesus is. Ek gaan dit nie van haar wegneem. So ek vra vanmôre vir jou die vraag. Waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig vanmôre? Is jy Martha? Of
is jy Maria. Voel jy dalk skuldig om Maria te wees, want voel so of jy niks doen. Voel so of jy dan nou nie besig is. Voel of ek dan nou net stil sit en net rustig wees hier by Jesus se voete. Luister wat hy vir my sê. Jesus sê, dis die een ding waaroor jy besorg moet wees. Vanmôre is ons bevoorreg, liewe vriende, want ons het hierdie woord gehoor vanmôre. Ons het vanmôre gehoor waar die Here vir ons sê, al wat ek van jou verwag, is om tyd, intimiteit saam met my te spandeer. Dit is die belangrikste. Ek wonder, het sy dalk op 'n manier Matteus 6 gelees, waar Jesus gesê het, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle gegee word. Sy dalk iets ontdek en sy dalk iets gevind. So kom ons raak geestelik gefokus. Moenie toelaat dat dinge jou distrek. Raak geestelik gefokus, raak verhouding gefokus, raak finansiëel gefokus, raak gefokus, maar raak gefokus in lyn met God se woord. In Hebreërs 12 staan daar, met die oog vasgenaal op Jesus, sal ons nie uitsak nie. Hy sê met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wetloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons goed kan vertraag, veral die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry. So kom ons hardloop met volharding op hierdie baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oog vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volleinder, die volleinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat al voor vir hom gewag het, die kruis verduur, ja. Hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie, en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het, en dan sal jy nie uitsak en tou opgooi nie. Ons oog vasgenaal op Jesus Christus, die voorganger en die volleinder van ons geloof, the author and the finisher of our faith. Mag dit so wees. Ons is bevoorreg om vanmôre hier by die nagmaaltafel te kan staan en mag hierdie vanmôre jou fokuspunt wees. Mag hierdie jou help om ook vanmôre te besef dat hierdie is belangrik. Hierdie is nie sommer maar net. Hierdie is belangrik. En ek wil lees hier vanmôre hierna toe kom dat jy ook met die Here sal praat en dat jy met hom sal regmaak sodat as jy vanmôre hier uitstap, dat hy ook vanmôre vir jou sal sê, Herman, Tertius, Dani, Morney, is almal se name. Dat jou vanmôre sal noem, sal sê, Koos, jy het die regte ding ontdek vanmôre. En ek gaan dit vir jou weg. Jy het vanmôre iets raak gesien wat kort in jou lewe. Intimiteit. Ek hou daarvan. Jesus sê, ek hou daarvan. Ek hou daarvan. Sit. Dis die belangrikste. 1 Korintiërs 11 van Paulus, hy sê, dit is wat die Here self gesê het, en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het, in die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my.
En net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood, totdat hy terugkom. Kom ons sluit ons oop. Vader, dankie dat ons vanmôre op 'n plek kan wees. Ek dink waar baie van ons vanmôre ook voel, Here, soos Martha. Here, kan U nie sien waarmee is ek besig en kan U nie sien wat doen ek alles nie en ek bekommer my want daar moet nog soveel dinge gedoen word, Here. En daar sit Maria by U voete. Sê vir ons net kom help. Nou Jesus, die antwoord was gewees, sy het die regte ding gekies. En dan gaan ek nie van haar weg nie. Ons wil vanmôre kom en ons wil vanmôre eerstens bely en sê, Here, vergewe ons omrede ons so maklik fokus verloor en ons aandag word afgelei en daar is soveel dinge wat ons baie keer dink is belangriker. Dis belangriker om dit te doen, dis belangriker om dat te doen. En ek sal nog vanaand, sal ek gou my Bybelstudie. Ek sal vanaand gou vinnig by U voete kom sit. En U draai dit om, U sê, kom sit in my voete. Kom sit in my voete. Dis wat ek jou wil hê. Dankie dat ons nou kan stil word, Heilige Gees, en dankie dat U ons help. Dankie dat U met ons praat, sodat ons 'n regsreg in ons lewe kan kry. En kan doen, Here, dit wat die belangrikste is. Mag niks anders te belangriker wees in ons lewe, Here, as die belangrikste, en dit is om 'n intieme verhouding met U te hê. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U ons help, dankie dat U ons lei. Amen.